21 minute oor 1 en jy luister na Impak. 86% van Suid-Afrikaners wat aan Debt Rescue se meningsopname deelgeneem het aangedui dat hulle minder kruideniersware, veral minder kos begin koop en vervoerkostes begin besnoei het, sodat hulle vir krag kan betaal. Die meningsopname het die erns van die lewenskoste krisis van huishoudings onder die vergrootglas geplaas. Ons gesels nou met die bedryfshoof van Debt Rescue, Annelien van der Poel. Hallo Annelien. Goeiemiddag aan al die luisteraars. Baie dankie dat julle my het. Annelien, wat het hierdie meningsopname alles behels? Wel, ons het grotendeels hier gefokus. Dit was net so voor en gedurende die implementering van die elektrisiteitsprysverhoging, om net by verbruikers te hoor, wat gaan hierdie doen aan hulle begrotings? Hoe gaan hierdie hulle affekteer? En dit is wat ons wou hoor, maak hierdie 'n verskil. En die soos van die statistieke wat jy nou gegee, die nommers wat vir ons gesê, dis massief, die mense is bekommerd, mense begin terugsny op kos. As ons dit begin sien, weet ons het 'n groot probleem. So dis nie 'n positiewe uitkoms vir ons hier. So nie, en definitief van verbruikers in Suid-Afrika is onder enorme druk. Een van die probleme wat julle uitgewys het in hierdie navorsing en hierdie meningsopname is dat mense nie verhogings kry in hulle salarisse nie, maar die lewenskoste is net besig om te styg. Inderdaad, ek meen, ek dink daar's baie maatskappye wat onder finansiële druk is. Verhogings is regtig nie enorm deesdae mee nie, en selfs wanneer daar verhogings kom, hou dit definitief nie by met die koste van lewensuitkostes, uitgawes wat opgaan. Jy weet, ons sit nog steeds, alhoewel inflasie op die laagste is wat ons in 'n baie lang tyd gehad het. Die realiteit is, goed gaan nog elke maand op. En koste-inflasie spesifiek is nog steeds een van ons hoogste bydraers tot die inflasie nommer. So vir 'n verbruiker op hierdie stadium is dit verskriklike moeilike omstandighede. Verstaan ek reg, Annelien, dat hierdie navorsing of hierdie opname gedoen is nog voor Eskom se kragtariefverhoging van 12,7% in werking getree het? Dis reg, ons het begin omtrent so 2 weke voor en so tot 'n week na. So baie mense het nog nie eers begin om die ware impak te voel nie. Hulle het dit al voorspel wat gaan gebeur, want hulle sukkel al klaar op daardie punt. In ander woorde, ons kan logies sê dat 12,7% hierdie probleem tans ook vererger, gegee daardie ekstra uitgawes wat verbruikers moet aangaan. Definitief, Johnny. Kyk, hulle het al klaar begin veranderinge maak en goed, soos ek sê, kos op krediet koop. Hierdie sit hulle net ongelukkig in 'n verskriklike moeilike situasie waar hulle meer en meer hulle self na skuld toe wend en opeindig in 'n skuldspiraal, as ons dit so kan noem. Daardie skuldspiraal en die feit dat mense voedsel op krediet kan koop, is daar riglyne daar gestel om die verbruiker te beskerm om nie heeltemal in die spiraal weg te val nie? Wel, die goeie ding is weet, in terme van hoe mense hulle krediet gebruik, die toegang wat hulle het tot hulle krediet is natuurlik hulle diskresie. Jy kan jou kredietkaart gebruik, jy kan 'n lening gebruik, ensovoorts. Maar die goeie ding om uit die skuldspiraal uit te kom is natuurlik die feit dat die nasionale kredietwet het skuldberading in plek gesit. So dit beteken skuldberading bestaan juis vir mense wat finansiëel oorbelas is, dat hulle het nie genoeg fondse om hulle skuld sowel as hulle lewensuitgawes te bekostig nie, dat hulle 'n manier vind om hulle skuld terug te betaal op 'n meer bekostigbare manier oor 'n bietjie van 'n langer termyn, maar dat hulle wegbly van daai skuldspiraal af. Met ander woorde, dat hulle werk om uiteindelik skuldvry te kan word. Annelien, kan jy dalk uitbrei hoe mense skuldberading kan kry indien hulle wel nou in 'n situasie is? Wel, dit is redelik maklik. Ek meen, die eerste ding om te doen is kontak 'n skuldberader, vra hulle om 'n analise te doen en te bevestig of jy oorbelas is. Dis een van die voorvereistes, maar dis redelik maklik vir 'n verbruiker om self te doen en dis 'n maklike begroting. Jy vat jou inkomste, jy trek jou nodige lewensuitgawes af en dit wat oorbly, moet die minimum terugbetalings van jou skuldooreenkomste kan delg. As dit nie doen nie, as jy heel moontlik oorbelas. En dan kan jy uitreik na 'n skuldberader toe en jou skuldberader sal jou deur die proses loop en dan kan jy besluit of jy wil voortgaan. En dan tree die proses in werking waar jou skuldberader namens jou onderhandel met jou krediteure om daai maandelikse terugbetalingsbedrag te verlaag en om seker te maak dat jy
kan bekostig, jou kos kan bekostig, jou elektrisiteit, jou petrol, daai tipe goed kan bekostig en dit nie op krediet verkoop nie, want daar's voorsiening gemaak daarvoor in jou begroting. Annelien, baie dankie. Dit is Annelien van der Poel van Debt Rescue, sy is die bedryfshoof. Ons het gepraat oor 86% van Suid-Afrikaners wat aan Debt Rescue se meningsopname deelgeneem het en aangedui dat hulle minder kruideniersware begin koop en vervoerkoste begin besnoei het, sodat hulle vir elektrisiteit kan betaal.